Dit was nou in die middel van die winter in die groot bos. Kos was nou baie skaars, maar gelukkig was al die diere voorbereid. Hulle het in die lente en somer genoeg kos bymekaar gemaak, sodat hulle spense vol was vir die lang en koue winter. Een oggend vroeg, terwyl dit nog donker is en almal nog slaap, haal Minkie Meerkat haar laaste pan brambessie beskuit uit die oond. Sy het vroeg die vorige aand al begin bak, en nou het sy haar 6de pan uit die oond gehaal. Die hele meerkattonnel ruik na vars gebakte brambessie beskuit. So ja, die eerste baksel is nou al mooi uitgedroog en ek kan dit oorneem na koning Louis Leeu se groot plat klip toe. Ons liewe koning Louis Leeu hou so baie van die brambessie beskuit saam met sy oggendkoffie. Sy haal 'n klompie van die beskuit uit, pak dit mooi in 'n bussiemandjie en gooi dit toe met 'n lappie. Nou wag ek nog net tot die sonnetjie sy kop uitsteek, dan bring ek gou die beskuit weg, Sê sy, terwyl sy vir haar en meester Manie Meerkat 'n lekker stomende koppie witgatwortel koffie ingooi. Net toe kom meester Manie by die kombuis in. En as jy hierdie tyd van die môre al in die kombuis doenig is, Minkie, vra meester Manie vir sy vrou. Môre my man, sit hier is vir jou koffie en lekker beskuit. Ek het gou deur die nag nog 'n paar panne beskuit gebak. Ek wil gou nou wanneer die sonnetjie op is, hierdie mandjie beskuit na koning Louis neem. O, jy's daarom so fliks, my liewe vrou. En jou gebakkery het ons huis so lekker warm gemaak. Dit voel amper so somer hier in die tonnel. Dis waarom ek daarvan hou om in die winter te bak. Dan is alles lekker warm in die huis. In die somer is dit net te warm, Sê sy, en sit die beker koffie en beskuit voor meester Manie op die tafel neer. Net toe hoor hulle 'n dowwe geluid bokant hulle buite op die grond. Nou wat kan dit wees, sê meester Manie. Die son kom eers net nou op. Ek hoop nie een van die bosdiere het geval hier bokant buite nie. Wag, laat ek gou gaan kyk. Versigtig my man, mens weet nooit wat bo buite aangaan in die nag nie. Ek gaan net my kop by die gat uitsteek. Dan kan ek sien sonder om heeltemal uit te klim. Hy trek sy jas aan en draai sy sarp om sy nek. Toe maak hy die tonnel se deur oop en loer versigtig uit. Hy kyk en kyk, maar dis nog te donker om mooi te kan sien. Sien jy iets? Vra Minkie, wat in die gang staan agter hom. Nee, dis nog 'n bietjie donker, sê hy, en wil net terugklim in die tonnel, toe die maan skielik agter 'n wolk uitkom. En daar sien meester Manie dit. 'n Vreemde ronde ding, wat amper soos 'n kort, blink, ronde boomstompie lyk. Die ding is glad en het verskillende kleure op. Nou kan jy dit glo, Wat is dit, Manie? vra Minkie bekommerd. Hier lê die vreemdste ding. Dit lyk soos 'n korterige, ronderige, blinkerige, gekleurde boomstomperige beker. Ag nee my man, nou het jy my skoon die mekaar. Staan een kant toe dat ek kan sien. Minkie loer uit die gat en sien die pragtigste ding wat op die grond in die maanlig lê. Maar dis mos 'n mooi ding. Miskien kan ek dit in my kombuis gebruik. Ja, ek kan die deeg van my bakwerk mooi daarmee uitrol. Ek weet nie of dit so 'n goeie idee is nie, my vrou, sê meester Manie Meerkat bekommerd. Ek dink ons moet maar eers by oupa Uil gaan hoor wat dit is en of die ding veilig is. Dit lyk vir my al te veel na iets wat van die mense afkom. Nee, ek dink ons moet glad nie daaraan raak nie. Ek sal gou na oupa Uil toe gaan en vir hom vra om te kom kyk wat se ding dit is. Ja, dis dalk 'n goeie idee. Maar as jy vir my gaan wag, stap ek saam, want ek wil sommer die mandjie brambessie beskuit vir koning Louis saamvat. Nou maar goed, ek wag vir jou. Net toe die dag breek, is meester Manie en Minkie Meerkat by die groot plat klip. Kan jy dit glo? Koning Louis Leeu en oupa Uil het al reeds gesit en gesels en koffie drink. Môre, u majesteit, môre oupa Uil, groet meester Manie Meerkat. My aarde, kyk nou net wie is hier, sê koning Louis. Môre meester Manie, môre Minkie, jy is al vroeg op. Wat bring julle so vroeg by die groot plat klip? Ek het weer vir u majesteit 'n mandjie van my vars brambessie beskuit gebring. Sê Minkie Meerkat en sit die mandjie beskuit voor koning Louis en oupa Uil neer. Kan jy glo, net betyds vir die koffie. Dit gaan baie lekker wees. Baie dankie Minkie. Wil julle saam met ons koffie drink? Nee, dankie, majesteit. Ons moet maar weer by die meerkatgate uitkom.
Daar lê 'n baie vreemde, korterige, ronderige, 'n blinkerige, gekleurde, boomstomperige, bekerige ding op die grond bokant ons huis. Die ding moes seker uit die lug geval het. Ons het nog nooit so iets gesien nie. Dit klink nie vir my soos iets van ons bos nie. Wat dink jy, oupa uil? Vra koning Louis en doop 'n lekker groot stuk beskuit in sy koffie. U majesteit, ek dink u slaan die spyker op die kop. Ek hoop nie julle het daarin gevat nie, maar nie. O nee, oupa uil, ek het vir Minkie gesê, ons moet eers hier by julle kom hoor. Dalk weet julle wat dit is. Dis goed so. Ek sal gou saam met julle gaan om te kyk wat vir 'n vreemde ding dit is. En daar stap meester Manie en Minkie Meerkat met oupa uil wat laag bokant hulle koppe vlieg, reguit op pad om te gaan kyk wat 'n vreemde ding uit die lug geval het. Toe hulle naby die meerkatgate kom, sien hulle dat die bobbejane reeds daar by hulle huis rond staan. En nee, julle moenie daaraan vat nie, sê meester Manie van ver af. Maar die bobbejane luister na niks wat meester Manie sê nie. Kom julle, kom proe net hoe lekker smaak die heuning wat uit hierdie mooi beker kom, sê Bobby Bobbejaan en druk weer sy vinger in die snaakse groen water wat uit die vreemde beker op die grond uitloop. Dis nog soeter as heuning en dit maak sulke lekker borreltjies op jou tong. O my liewe aarde tog, sê oupa uil en hy vlieg tot by die vreemde ding met die groen soet water wat borreltjies maak. Hierdie is 'n blikkie gaskoeldrank wat van die mense afkom. Mense het dit gemaak en hulle drink dit. Dit is glad nie gesond nie en dit kan ons diere baie siek maak. Dit is ook nie goed vir ons tande nie. Wat is gaskoeldrank, oupa uil? Minkie, dit is mense goed. Mense hou daarvan om allerlei goed te eet en te drink wat nie in ons natuur voorkom nie. So hou mense van lekker goed en hierdie soort drinkgoed. Dit word in groot fabrieke gemaak met kunsmatige bestanddele wat nie aan bome of op die grond of onder die grond groei nie. Dit is glad nie goed vir hulle nie en nog minder goed vir ons diere. Nou hoekom smaak dit dan so lekker? Vra Bobby Bobbejaan en druk weer sy vinger in die groen borrelwater om daaraan te proe. Bobby, alles wat lekker smaak is nie noodwendig goed vir jou nie. Dink maar aan die bessies van die gifbosboom. Die bessies is lekkerder as enige ander bessies in die groot bos. Maar ons weet dit is baie giftig en kan ons doodmaak as ons daarvan eet. O nee, gaan ek nou doodgaan? Vra Bobby baie bekommerd. Hoekom pyn my maag dan nou so? Nee, Bobby, jy sal nie nou doodgaan nie, maar die gaskoeldrank is nie goed vir jou nie. Dis waarom jou maag nou pyn. Dit smaak net lekker sodat mense nog meer daarvan moet koop en drink. En dan word hulle siek. Dis waarom ons glad nie daarvan hou dat mense hier in ons groot bos moet kom nie. Hulle gooi hulle rommel en vuil goed hier in ons groot bos en besoedel die grond en water. Dit kan ons diere baie siek maak. Ek wonder net hoe hierdie blikkie gaskoeldrank hier beland het. Dit is nie nou belangrik nie, sê meester Manie Meerkat. Kom ons neem die ding daar na die wildbewaarder se hek toe. Hulle sal weet wat om daarmee te doen. Dis 'n goeie plan, ja. Dankie dat julle vir ons kom sê het, Manie en Minkie. Julle het vandag 'n baie goeie ding gedoen. Maar sê nou eers vir my, wat is die beste ding wat ons kan drink? Vra oupa uil en hou sy vlerk in die lug. Water! Roep almal gelyk uit. Dis reg. Water is die gesondste ding wat ons kan drink. Die water hier in die groot bos is skoon en gesond vir ons. Ons mag nooit toelaat dat mense ons groot bos kom besoedel met hulle snaakse kosse en drinkgoed en rommel nie. Wanneer ons sulke goed hier in die bos sien, moet ons dit dadelik na die wildbewaarders toeneem. Dankie oupa uil, roep al die diere. Die bos se water is die beste en die gesondste.